My man is ruk teruggelede oorlede en ek het geweet hoe op die aarde kan ek aangaan nie. Dit was in my gesig en ek het gevoel ek sal leen op die aarde. Ek weet nie waarheen en wat nou nie. Kon nie slaap nie, kon nie eet nie, kon niks doen nie. En toe bel 'n vriendin my en sy sê vir my, wil jy nie grief share toe kom nie? Ek sê, wat is dit? Sy sê vir my, jong, kom woon net hierdie program by. Ons is 'n klein groepie wat in 'n huis by mekaar kom en dit is regtig beteken baie vir baie mense. Ja, en ek het toe die moed by mekaar geskraap en gegaan. Die eerste aand was ek choepstil en die trane het geloop. En toe hoor ek, my jene, by die ander vriendinne wat daar is, mense wat daar was, en mans ook, my jene, maar hulle voel dieselfde as ek. Hulle het ook sulke wolkoppe, en hulle voel ook so heeltemal buite beheer. En toe sien ek, maar dit is oké. Ek kan maar so voel. En toe dink ek aan al die stories wat ek van mense gehoor het. Jene, dit vat so lank, jy gaan nou so lank treur, en jy gaan dit, en jy gaan dat. Dit is nie altyd waar nie. Elke mens is anders, en ek is anders as ander. Elkeen beleef sy hartseer en sy trauma verskillend. Toe is dit ook vir my 'n eye-opener. En toe bespreek hulle, as jy, if you get stuck, as jy heeltemal vasgeval het in die verlede, en ek ken iemand wat so is, en ek kon dit nooit verstaan nie. En toe sê hulle, praktiese redes en praktiese maniere hoe jy uit daai gat kan uitkom. En die wonderlikste vir my was vaardighede wat ek geleer het. Dit vat lank, is 13 weke wat jy sit. Dis nie gou nie, en daar's 'n werksboek wat jy deurwerk, en elke keer as ons klaar die week daar was, so 'n uur, dan kom ons terug en dan vat ek daai boek, en is alles op die Bybel gefundeer met wonderlike teksverse en goed, dan lees ek dit en dan, is dit nie wonderlik nie? Kyk hoe help die Here my. En daai vaardighede, prakties, hoe gaan ek kerk toe? Hoe kan ek nie meer kwaad wees nie? Of hoe kan ek nie skuldig voel dat ek nie genoeg gedoen het vir daai kind of man, vir my man nie? Hoe het ek goed genoeg gedoen? En vaardighede, hoe om dit te verstaan en hoe om dit te doen. Dit was vir my net wonderlik. En dan, die laaste deel is hoop. Dat jy weer voel, jy vlieg nou solo, of jy het iemand verloor, maar daar's altyd hoop, want die Here is met ons. Deur swaar gate wat ons ingaan, deur diep waters wat ons ingaan, en die branders slaat jy so elke nou en dan, maar dan kyk jy net op en jy hou vas. Vir my is dit, let go, let God.